Geliefde, ek wil vandag begin met een van die duidelikste, mees bepalende stellings wat Jesus ooit gemaak het oor wat God van my en jou verwag. Op 'n beurt het iemand vir Jesus gevra, wat is die grootste gebod, wat is die belangrikste ding wat ons moet doen om God tevrede te stel? En toe haal hy die Ou Testament aan wanneer hy gesê het in Matteus 22, hy sê die volgende: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En dis dit. Dis die kern, dis die middelpunt van alles. Nie net glo in God nie, nie net weet van God nie, nie net ek gaan kerk toe en ek hou van praise and worship en Bybelstudie nie. Nee, Jesus sê, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou alles. Soos ek nou hier stop en vir jou vinnig hierdie vraag vra, het jy God lief met jou hele hart? Het jy? Nie net het jy kerk lief nie, of hou jy van praise and worship nie, of miskien hou jy van Christelike inhoud, soos content op YouTube, wat jy graag kyk, jy kyk graag preke. Nee, maar het jy God lief met jou hele hart? Ek bedoel, regtig, het jy hom regtig lief met jou alles? Wanneer niemand kyk nie, wanneer die druk van alle kante afkom, wanneer jy teleurgesteld voel, jy wil opgee, jy sien nie meer kans nie, wanneer gebede nie vinnig genoeg beantwoord nie, is die vraag, het jy hom lief met jou hele hart? Baie gelowiges, hulle het God lief, in beginsel het hulle hom lief, maar intimiteit met God, daai diep verhouding, dis iets heeltemal anderste. Kom ek stel dit so, God het hom voorgeneem om sy lewe in jou lewe en deur jou lewe te reproduseer. Dis nie net 'n mooi geestelike stelling wat ek probeer maak nie, dis eintlik die doel van ons redding. Die rede hoekom ek en jy tot God gekom het en hom ken en met hom in verhouding is om juist dat hy in en deur ons lewens kan gereproduseer word. God het nie net jou gered om jou sonde te vergewe nie en jou dan aan jou eie oor te laat nie. Nee, hy het jou gered om sy lewe deur jou te leef. Maar om dit te laat gebeur, vir my en vir jou om te kom deur daai proses, moet hy homself aan jou openbaar en ek en jy moet in 'n intieme verhouding met hom inkom, dis waar ons moet beweeg, want dit is wat intimiteit is, dis waar ware transformasie plaasvind en luister mooi, 'n intieme verhouding met hom is van die hoogste prioriteit. Dit vra iets van ons en dit raak elke liewe deel van ons lewe aan. Want wanneer jou verhouding met God reg is, en of wanneer dit swak is, alles vloei daaruit, né? Jou verhouding met hom bepaal in werklikheid hoe jy die hele lewe leef. Alles vloei uit dit uit. Of dit 'n gesonde lewe is of nie, alles hou verband met daardie verhouding. So as ek jou vandag vra, het jy 'n intieme verhouding met God deur sy seun Jesus Christus? Party sal eerlik sê, ek weet nie, ek is nie so seker nie. Pastoor, jy begin baie diep en baie vinnig en jy is nogals direk vandag. Van julle mag dalk sê, ek weet nie eers wat is intimiteit werklik nie, want en is dit werklik verstaanbaar? Want wanneer ons vandag die woord intimiteit hoor, dan dink ons dikwels net aan fisiese of seksuele intimiteit, want jy sien wat ons sien en wat ons voel en wat ons aanraak, maar ware intimiteit gaan baie dieper as dit. Dit gaan eintlik oor nabyheid, dit is eenheid, dis vertroue, dis 'n openheid, dis 'n kwesbaarheid, dis 'n beskikbaarheid, dis ek gee my tyd vir iets, my totale passie, my lewe, né? En dan kom die groot vraag waarmee ek dink baie van ons mee worstel. En ek dink baie worstel met hierdie. As God heilig is, en as hy regverdig is, en hy so verhewe, en hy so daarbo, en hy so heilig, hoe kan ek, 'n sondaar, 'n gewone mens, 'n persoonlike, intieme verhouding met hom hê? Die antwoord is eenvoudig. Dit is moontlik, verseker, 100%. Dis God se wil vir elke kind van hom, elke liewe mens, as hulle hom leer ken. Hy wil met hulle in verhouding wees en intiem met hulle in verhouding wees. Nie net om gered te wees is genoeg vir my en vir jou nie. Nie net kerk toe gaan is genoeg nie. Nie net Bybel lees is genoeg nie. Dit is verhouding. Dis waarna toe God ons nooi en waartoe hy begeer ons moet kom. En ons leef in 'n tyd waar mense sukkel met diep en ware verhoudings. Kom ons kyk dan wat die skrif vir ons wys. En ek dink een van die beste voorbeelde is Dawid, né? As daar iemand is wat
wat in die Ou Testament was, wat intimiteit met God verstaan het, dan was dit Dawid. Hy was so seker nie perfek nie. Nee, as jy sy storie ken en sy lewe gaan bestudeer, daar was heelwat foute wat hy gemaak het, en van hulle was nogals groot foute. Maar iets wat anders was van Dawid, was hoe hy 'n begeerte gehad het vir God. Luister gou na sy hart, wat vir ons saamgevat word hier in Psalm 63. Hy sê, O God, U is my God, ek soek U met alles in my. My siel dors na U, my liggaam smag na U in 'n dor en droë land sonder water. So het ek U in die heiligdom gesien om U mag en heerlikheid te aanskou. Want U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U prys. So sal ek U loof solank ek lewe. In U naam sal ek my hande ophef. My siel word versadig soos met die beste kos. Met jubelende lippe sal my mond U prys. As ek aan U dink op my bed, oordink ek U in die nagwake. Want U was my hulp. In die skadu van die vleuels, U vleuels jubel ek. My siel klou aan U vas. U regterhand ondersteun my. Geliefde, hoor jy dit? Daar's woorde wat vir my uitstaan, woorde soos dors, woorde soos smag, versadig, die beste kos, oordink in die nagwake, nee, ek lê wakker en ek dink aan die Here, ek hou vas in U, nee, woorde soos vasklou. Daai is woorde van intimiteit. Kan jy sê, jy dors so na God? Is jou verhouding met Hom die belangrikste ding, die grootste prioriteit in jou lewe? Dis wat Jesus bedoel het, jy moet jou Here, jou God lief hê met jou hele hart. Nou, ek wil vinnig stil staan by so 7 kenmerke van ware intimiteit. En die eerste een is geestelike intimiteit, lyk 'n sekere manier. Wanneer ons van intimiteit met God praat ons nie van 'n emosionele ervaring alleen nie. Nee, ons praat van iets wat baie dieper gaan is dit. Dis 'n geestelike intimiteit. Toe jy wedergebore is, het die Heilige Gees in jou kom woon. Jy dien nie 'n God wat net daarbo is nie, jy dien 'n God wat binne in jou woon. Dis iets om te begryp, dis iets om te verstaan. Dit beteken, intimiteit begin nie by 'n gevoel nie, intimiteit begin by bewussyn, 'n wete, 'n geestelike ingesteldheid. Intimiteit begin wanneer jy leer om sensitief te wees vir God se teenwoordigheid. Baie gelowiges, ongelukkig, hulle leef onbewus van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Hulle glo in Hom, maar hulle leef verseker nie saam met Hom nie. En hier is die vraag, wanneer laas het jy net stil geword en gesê, Here, maak my bewus van U, maak my bewus dat U hier is by my. Geliefde, geestelike intimiteit beteken jy ontwikkel 'n innerlike sensitiwiteit vir die werking en die teenwoordigheid van God, en dis deur die Heilige Gees. Jy begin agterkom wanneer hy jou waarsku, wanneer hy jou lei, wanneer hy jou oortuig, wanneer hy jou vermaan, wanneer hy vir sê wees versigtig, wow, stop, gaan links, gaan regs, wanneer hy jou troos, wanneer hy jou bemoedig. Intimiteit begin wanneer jy jou gees leer om God se gees te erken. Die tweede gedagte is persoonlike openheid. 'n Ander woord is miskien kwesbaarheid. Een van die grootste vyande van intimiteit is geestelike toneelspel. Nee, ons weet hoe om Christelike taal te praat, ons weet hoe om mooi gebede te formuleer, ons sê die regte ding, ons weet hoe om die kerk ding te doen en regte lyk vir kerk, maar God soek nie, as ek daai woord kan gebruik, God soek nie 'n performance nie. Hy soek jou hart. Hy soek jou eerlike, opregte hart. Persoonlike openheid, kwesbaarheid beteken, Here, hier is my hart, nie die weergawe wat ek wil hê U moet sien nie, maar die werklike weergawe. Dis my hart, net so, alles, sien net alles. Dit beteken jy bring jou twyfel, jou angstigheid, jou onsekerheid, jou teleurstelling, jou vrees, die dinge waarmee jy sukkel, die stryd wat jy in is, al jou vrae, jy bring alles na God toe, want intimiteit groei nie wanneer jy 'n indruk wil maak nie. Dit groei wanneer jy eerlik is. Dink byvoorbeeld aan die huwelik. As een persoon altyd net sê wat die ander een wil hoor, en baie huwelike ongelukkig werk so, veral in die begin, en dan later loop 'n trek, hy dinge skeef, nê? Maar jy is nooit eerlik nie, jy sê net wat die ander een wil hoor, en jy is nooit eerlik nie, dan is daar geen intimiteit nie, ten minste, daar's nie gesonde intimiteit nie, en dis 'n tipe huwelik wat nie gaan hou nie. Onthou, God weet reeds alles van jou en van my, en die vraag is nie of hy nie weet nie, die vraag is of jy bereid is om oop te wees teenoor hom. Derde gedagte is vertroue.
Intimiteit kan nie bestaan sonder vertroue nie. Vertroue is spreekwoordelik in my mening die brug tussen liefde en gehoorsaamheid. Baie mense sê hulle het God lief, maar wanneer dit kom by die beginsel van vrygewigheid in jou finansies, die oorgee van beheer, om gehoorsaam te wees wanneer dinge moeilik is, om 'n stap in geloof te neem, daai tipe dinge, dan begin baie mense terug te staan. Hulle sien nie kans nie. Waarom? Waarom? Want die vertroue is eenvoudig nie daar nie. As ek God nie vertrou nie, sal ek nie oorgee nie. As ek God nie vertrou nie, sal ek beheer probeer hou oor my tyd, oor my finansies, oor my, wat vir my belangrik is. As ek hom nie vertrou nie, sal ek sal self, né? Nou, ek weet nie waar jy is in jou lewe en of jy al kinders het of kinders verstaan, jou kinders dalk al groot, maar jy weet mos daai 2-jarig is, nee, as hulle so 2 jaar oud is, dan sê hulle mos so, mamma, papa, hoorie, los my, ek sal self, los my, moenie, nee. En mamma en papa staan terug, hulle sug, want daai ek sal self kan soms so vermoeiend wees. Julle weet nou waarvan ek praat, en dis baie keer, dis ons gesindheid, ons wil self. Maar wanneer ek en jy leer om ons hemelse Vader te vertrou, begin ons eenvoudig anders te leef. Ons word vrygewig met ons tyd, met ons energie, met ons finansies, want ons weet, God is die een wat voorsien. Ons word gehoorsaam, want ons vertrou dat hy weet beter as wat ek en jy weet. Ons lewe, oorgegee lewe, want ons vertrou God se hart en sy plan vir ons lewens. Geliefde, moet asseblief nie hierdie mis nie. Intimiteit met God groei in die mate wat jy bereid is om hom te vertrou met wat vir jou die kosbaarste is. Wat is daardie area in jou lewe waar jy nog probeer beheer hou? Dis presies waar intimiteit gaan groei of nie gaan groei nie. Die vierde gedagte is liefde, en dit gaan baie meer oor as net 'n gevoel. Ek is seker meeste van julle sal hierdie psalm ken, of ten minste die lied wat ons so graag in hierdie kerk sing, by ons en by baie kerke sing ons hierdie graag. En dis daai Psalm 42 vers 2 tot 3, dit sê, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God, my siel dors na God, na die lewende God. Nou hierdie is nie romantiese taal nie. Ek dink julle almal ken hy, julle ken hy, soos 'n hertsmag na waterstrome. Nou hierdie woorde is nie romanties, dis noodsaaklike taal. As ek hierdie gedeelte lees, sien ek daai wildlife programme op Discovery waar daar 'n cheetah besig is om 'n springbok te jaag en die musiek is intens en daai bok hardloop vir sy lewe en hy sidestep en die cheetah traai en hy oorleef net, hy kom net uit die kloue van daai cheetah uit en dan wat kort hy kort water want hy is moeg. Daardie wildsbok van Psalm 42 wat smag na water. Geliefde, dis oorlewing, dis desperaatheid, dis afhanklikheid. Dis ware liefde vir God. Wat is ware liefde vir God? Dit beteken, hy is nie net 'n byvoeging tot jou lewe nie, hy is jou hele lewe. En hier is waar ons moet eerlik raak. Baie mense het 'n geestelike waardering vir God. Soos hulle in Engels sal sê, daar's 'n affection, I've got an affection for this person, ek het 'n affection vir die Here. Maar dis nie diep liefde nie. Affection, daai waardering, daai aanhang sê, ek hou van God wanneer dinge goed gaan. Liefde sê, ek kies God self wanneer ek hom nie verstaan nie. Liefde groei wanneer jy sy onvoorwaardelike liefde begin aanvaar oor jou lewe. Jy kan nie diep lief hê as jy glo jy moet dit verdien nie. Geliefde, intimiteit begin wanneer jy rus in sy liefde en nie probeer presteer vir sy liefde nie. 5de gedagte is deursigtigheid. Nou, hier's 'n uitdaging. God genees, en ek wil jy met hierdie hoor, God genees nie wat ons kies om weg te steek nie. Jy sien, deursigtigheid gaan verder as algemene belydenis, wanneer ons kom praat met die Here oor die dinge in ons lewens. Dit gaan oor spesifieke eerlikheid, nie net, Here vergewe my sondes nie, en vandag was 'n rowwe dag, so vergewe net die hele dag nie, nee, maar eerder dinge soos, jy maak hierdie tipe stellings, want jy sit stil, jy's by God, jy luister na sy stem, jy sê dinge soos, Here, ek was vandag vol trots, Here, ek was aanvallend en opvleend, en Here, ek het vandag sommer net iemand afgeskryf, sonder om te dink, links, regs, net afgeskryf, Here, vandag het ek myself belangriker geag as ander mense. Wanneer jy sonde so benoem, wanneer jy dit net sê vir wat dit is, dan onneem jy dit van sy mag. Intimiteit groei waar lig
inkom, waar lig skyn. Dink weer aan verhoudings. As daar geheime is in verhoudings, dan groei afstand. God nooi my en jou om in sy lig te kom wandel. En dis waar ons werklik vry raak. Dit gaan nie oor hier word ons verneder nie. Dit gaan oor hier bring hy ons in 'n plek in waar ons werklik in die lig saam met hom wandel. Die 6de gedagte is, intimiteit is soos 'n twee-rigting verhouding, nê? Ons is geneig om gebed te sien as 'n lys van versoeke, nê? Maar intimiteit, wanneer ons kom na God en ons praat met hom, intimiteit beteken eintlik iets anders. Jy praat en jy luister. En luister is eintlik 'n dissipline. Dit beteken die volgende: ek en jy, ons skep stilte, en jy laat toe dat die woord van God begin insink, en die woorde van God begin insink. Jy vra, Here, wat sê U vir my? Die Heilige Gees praat nie altyd in hoorbare woorde nie. Hy praat onder andere deur oortuiging, hy praat deur die skrif, hy praat deur innerlike leiding, hy praat dikwels deur die belewenis van vrede of onrustigheid, om vir jou te sê ja of nee, of stop of gaan, nê. Maar as jy nooit stil staan en stil word nie, sal jy nooit daai woorde hoor nie. En hier is wat vir my so belangrik is, hierdie belangrike waarheid is, die kwaliteit van jou en my besluite word bepaal deur die kwaliteit van hoe jy leer en ek leer om eintlik stil te staan en te luister. Baie verkeerde besluite ongelukkig gebeur omdat God, dis nie omdat God stil was nie, maar omdat ek en jy, ons was eenvoudig net daastig. Die laaste gedagte hier is nommer 7, is tyd en inspanning. Wat ons moet begryp is dat intimiteit groei nie in spoed nie. Niemand bou diep verhouding in 'n gejaagde lewe nie. Ons sê dinge soos ek het nie tyd nie, ek is te besig, maar wat ons eintlik sê, en hier is dit lekker om te hoor, maar wat ons eintlik sê is eenvoudig net nie van 'n prioriteit nie. Tyd is 'n uitdrukking van liefde. In 'n huwelik, as jy nooit tyd maak nie, raak afstand absoluut onvermydelik. Met God is dit dieselfde. Tyd beteken, jy lees en jy lees weer. Jy mediteer, jy staan stil, jy vra, jy sit langer as wat dalk gemaklik is. Jy sit daar, en hy stilte en jy sê, Here, praat met my, ek wil U beleef. En hier is die geheim, nee, hoe meer tyd jy spandeer, hoe meer honger word jy. Hoe meer jy luister, hoe meer hoor jy. Hoe meer jy hoor, hoe meer wil jy luister. Beginsel wat ek geleer het jare terug, by my, ek noem hom my biskop, een van my mentors daar in Pietersburg. Hy het vir ons geleer dat daar 'n verskil tussen die vleesmens en die geesmens. En as dit kom met geestelike honger en veral fisiese honger, dan is daar 'n duidelike onderskeid. Nou, dis hoe hy dit vir ons verduidelik het, en dit maak soveel sin. As jy fisies nie eet nie, dan sal jou liggaam jou herinner dat jy moet eet, né? Hongerpyne, impulse, jou liggaam sê vir jou, hey, jy moet iets eet, jou maag grom. So as jy nie eet nie, dan word jy actually honger. Nou, geestelike honger werk heeltemal anderste. En dis wat gebeur, hoe minder jy jou geesmens voed, hoe minder honger jy na geestelike kos. Met ander woorde, hoe meer jy geestelik eet, hoe meer jy honger en dors na geestelike kos, hoe hongerder gaan jy word vir dit. Nou, intimiteit word nie in 'n oomblik gebou nie, geliefde, dit word gebou oor tyd. Dis hoekom dit 'n geestelike dissipline genoem word. So ek hoop dit maak dit vir jou sin. Jy sê dalk, jy's meditatief, ek het nie altyd 'n honger vir God se woord nie, en ek is nie lus vir dit nie, maar dan sê ek nou vir jou, hoorie, so dit werk anders as fisiese kos. Jy moet begin 'n Bybel lees, en jy moet begin bid, sodat jy later dan gaan agterkom, jy wil meer Bybel lees, en jy wil meer bid. So nou kyk ons na die resultate van intimiteit. Wat gebeur wanneer ons werklik in intimiteit saam met God beweeg? Wanneer hierdie verhouding begin groei, nee, hierdie intieme verhouding, dan gebeur iets in jou. Nie noodwendig rondom jou nie, maar verseker binne in jou. Die eerste ding wat uitstaan is stabiliteit. Jy raak geanker. Dink gou hieroor. Wat laat jou tans wankel, nee? Wat maak jou onseker? Intimiteit bring 'n anker in storms. Die tweede ding wat vir my uitstaan hier is, die resultaat is wat jy kry van intimiteit is sekuriteit. Vrees begin sy greep verloor, want jy leef nie meer uit afstand nie, maar eintlik uit nabyheid. Jy is naby aan die Here. Wanneer laas het jy werklik rus ervaar in God se teenwoordigheid? Derde ding wat uitstaan vir my is vrede. En dis vir my een van die kosbaarste resultate van intimiteit saam met die Here is om vrede te kan ken. Daar kom stilte en rustigheid wanneer jy God se vrede ken en beleef. Nie omdat alles noodwendig perfek is, nie omdat jy nie moeilike omstandighede deurgaan nie, maar omdat jy weet dat jy weet wie saam met jou
deur hierdie omstandighede stap. Nog iets wat uitstaan, die resultaat van intimiteit is sensitiwiteit. Met ander woorde, jy raak meer bewus van ander mense se pyn, hulle situasies. Jy begin agterkom wat vir God belangrik is. Dit begin vir jou uit te staan. Jy word meer geduldig. Jy word sagter. God in jou begin werk deur jou. Nog iets wat vir my staan is geestelike begrip. Die woord begin vir ons oop te gaan, hè. En wanneer ons tyd spandeer saam met die Here, dan begin beleef ons dinge. Nie omdat ons slimmer geword het nie, eenvoudig net omdat ons nader leef aan die Here. Dis eintlik maar die beginsel van geestelike wysheid. Ek hou daarvan om dit te noem geestelike intelligensie. Hulle praat baie keer van emosionele intelligensie. Ek hou van die woord geestelike intelligensie. Dit beteken jou vermoë om te kan onderskei vir wat vir God werklik belangrik is. Hierdie resultate van intimiteit, né? Geliefde, dis lewensveranderend. Maar ons moet ook weet wat verhinder ons tot intimiteit. Dit sal net billik wees as ek vir julle vinnig net sê, waarvoor moet ons waak? Waarvoor moet ons versigtig wees? Net 3 kort gedagtes. Die eerste ding wat vir ons 'n hindernis is tot intimiteit is trots. Ek kan dit self hanteer, nee. Ek hoef nie te bid nie. Ek hoef dit nie na God toe te vat nie. Ek sal self, net terug by daai 2-3-jarige kind se manier van dink. Wanneer laas was jy op jou knieë? Nie uit gewoonte nie, maar uit absolute afhanklikheid. Geliefde, trots hou ons op 'n afstand. Dit hou ons verder weg van die Here. Dis juis in Jakobus in hoofstuk 4 wat die broer van Jesus vir ons kom leer dat God is weerstandig teenoor die wat trots is. Die tweede hindernis van intimiteit is opstandigheid, opstand en sonde. Waar daar volgehoue sonde is daar nie intimiteit nie. As jy voel jou gebede slaan teen die plafon vas en jy bid teen die ceiling vas, moet jy dalk nie opkyk nie, jy moet dalk eerder inkyk. Jy moet dalk vir jouself vra en net eerlik wees dat daar's dinge wat ons geketting hou en ons onvrymoedig los in God se teenwoordigheid. Wat is daai dinge? Wat moet jy laat gaan? Dis juis in Jakobus 5 vers 16 waar dieselfde Jakobus, die boetie van Jesus vir ons leer dat wanneer ons sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, dan sal ons genesing vind. Die derde hindernis tot intimiteit is gejaagdheid. As jy altyd hastig is, nee, as jy altyd net aan die gang is, sal jy nooit kan diep gaan nie. Intimiteit groei nie met spoed nie. Dit groei wanneer jy in God se teenwoordigheid kom en dit vereis dat ons stadiger moet beweeg. Nou, net om jou te bemoedig. As jy ooit voel dat jy is nie waardig nie, jy verdien nie om in God se teenwoordigheid te wees nie, wil ek graag hê jy moet hierdie volgende begryp en jy moet dit onthou. Die kruis is God se finale getuienis van sy onvoorwaardelike liefde. Jy hoef nie intimiteit te verdien nie. Jesus het reeds vir my en vir jou daai pad oopgemaak. Onthou wat sê Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Geliefde, dis die uitnodiging is om op daai plek te kom. Eendag gaan jou hart vir die laaste keer klop. Hy gaan net op 'n werk. Jy gaan nie meer fisies lewe nie en dan gaan jy die Vader ontmoet. Sal hy vir jou 'n vreemdeling wees of sal hy iemand wees met wie jy gewandel het en jy ken hom? Jy ken hom diep. Geliefde, ek wil afsluit deur te sê, moenie tevrede wees met 'n oppervlakkige geloof wat jy net mik om net in die hemel te kom nie. God nooi vir jou en vir my uit na 'n diep verhouding, om naby hom te wees, om saam met hom te wees, om saam met hom te wandel, om geestelik te verdiep en te groei en te begin begryp hoe hy in en deur jou werk. Mag dit jou bemoedig, mag jy leer om jou hele hart vir God te gee. Hy het sy hele lewe vir ons gegee deur sy seun Jesus Christus en daarom leer ek en jy as gelowiges, as kinders van God, om hom terug lief te hê. So dis my bemoediging vir jou, mag jy groei in intimiteit, mag jy hierdie dinge toepas, mag jy begin werk oor die ding wat teen jou staan, of die weerstand, wat ons verhinder, en mag ons begin leer wat is die resultate. Ek hoop vandag bemoedig jou, ek hoop vandag beteken vir jou iets, as hierdie boodskap vir jou iets losmaak in jou hart, los daar 'n kommentaar en sê net intimiteit, los daar 'n kommentaar en sê intimiteit, of los daar 'n kommentaar en sê ek vertrou die Here dat ek met hierdie ding gaan ophou, ek gaan hierdie ding onder die knie kry, ek gaan God vertrou vir dit of vir dat. Julle hoor wat ek sê, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie so baie dat toe Jesus gesê het dat ons moet leer
om Here God lief te hê met ons hele verstand, ons hele siel, met ons hele hart, met ons hele wese. Het U verseker nie vir ons daar gelos nie. U het vir ons gelos met hierdie opdrag en ons nie in staat gestel, toegerus om te leer wat dit is om 'n hele hart vir U te gee nie. Daarom vra ek vandag, Here, dat ons sal aanhou groei in die wete en die kennis van wie U eintlik is. Dat ons so sal groei in en deur intimiteit. Here, dankie dat wanneer ons tyd spandeer saam met U, dan groei ons. Ons kom nader aan U. En daarom is my gebed vandag eenvoudig, Here, dat ons sal meer stil staan, stadiger beweeg en opgewonde raak oor 'n lewe wat 'n lewe word wat wandel saam met U. Here, mag ons nooit dink ons gaan eendag in die hemel instap en ons gaan U ken as ons U nou al leer ken nie. Daarom vra ek, Here, dat ons sal gesonder word in ons verhouding met U, met 'n begeerte om saam met U te wandel. Dankie vir elke persoon vandag ingeskakel en vir mense wat se harte oopgaan en besef hulle verhouding met God verdien meer werk. Dis nie noodwendig die prioriteit in hulle lewens wat U wil hê dit moet wees. En daarom, Here, kom ek eerste deur net te bely en te sê, Here, vergewe my vir die dinge wat ek bo U ag, wat ek bo U stel, wat ek prioriteite maak bo U. Here, ek wil daai altare kom afbreek, daai afgode kom afbreek, daai afleidings nie meer toelaat en mag gee in my lewe nie, maar eerder opstaan daagliks en begeer om naby U te wees. Dis my gebed in die kosbare, mooi naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen. Geliefde, as jy nog saam met ons is, baie dankie julle ingeskakel het. Dankie ook vir julle konstante gebede en ondersteuning dat julle die boodskappe deel met ander mense. As jy vandag was 'n kommentaar los, asseblief, ons waardeer dat ons lees elke liewe een. Gaan in vrede. Totsiens.